Welkom by Groot Lydingsweek. Groot Lydingsweek is ons opbou tot Paasnaweek. Dit het begin gister toe ons Palmsondag gevier het, waar ons gedink het waar Jesus Jerusalem inkom met die fanfare, die gesing van Hosannas. In hierdie Groot Lydingsweek dink ons aan Jesus wat gesalf word vir sy begrafnis. Ons dink aan Jesus wat eet saam met sy disippels, aan die een wat hom sou verraai. Ons dink aan Jesus wat veroordeel word deur Pilatus, Jesus wat oorgegee word om gegeesel te word, en dan natuurlik op die ou end die kruis en die dood. Hierdie week, wat die Groot Lydingsweek is, wil ons fokus op aanbidding. Op stil word voor die Here, op nadenke. Ons wil dink oor Jesus wat homself prysgegee het, sodat ons as gelowiges die lewe van vrygekooptes, van nuwe mense kan leef. In hierdie week wil ons baie spesifiek stadiger beweeg. Ons wil kom stil word voor God. Ons wil nie dat alles soos 'n dagboek en 'n horlosie ons jaag nie. Ons wil bietjie meer tyd spandeer. Vandag staan ons stil by miskien 'n eenvoudige gebeurtenis, maar 'n gebeurtenis wat gebore is uit 'n oomblik van liefde, van omgee, van totale oorgawe, van iets wat die hele huis gevul het. Ons kyk vandag na Psalm 36, so 'n verkorte weergawe daarvan, en dan die hoofteks, leesroosterteks vir vandag, is dan Johannes 12, vers 1 tot 11. So 'n samevatting van Psalm 36 is die volgende. Mense skuil in die skadu van u beskermende vlerke. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Mense drink hulle versadig aan die oorvloed van u genade. Hoe kosbaar is u troue liefde, o God. Ja, by u is die fontein van lewe en hoop. Reik met u troue liefde uit na hulle wat by u skuil, met u geregtigheid na hulle wat na u hunker. Ons lees saam uit Johannes 12 uit vandag, met die opskrif 'n goeie daad wat opreg en betyds gedoen is. 6 dae voor die Paasfees kom Jesus weer in Betanië aan, waar Lazarus hulle gebly het. Die mense daar het 'n spesiale ete vir Jesus gereël. Martha het hulle bedien en gesorg dat hulle genoeg het om te eet. Lazarus het saam geëet. Maria bring toe 'n houer met duur olie wat van nardus gemaak is daaraan. Dit het soet en baie lekker geruik en is as 'n soort parfuum gebruik. Sy gooi toe sommer heelwat van die lekker olie oor Jesus se voete uit. Daarna vee sy die oortollige olie met haar hare van sy voete af. Die hele huis het lekker geruik van die heerlike olie. Judas Iskariot was nie daarmee tevrede nie. Dit is dieselfde een wat Jesus later in die rug sou steek. Hy was die volgeling van Jesus wat met hulle groepie se geld gewerk het. Wat 'n geldmorsery is dit nie? Hoekom het ons nie liewer die olie gevat en gaan verkoop nie? Ons sou maklik 'n jaar se salaris van 'n handwerker vir die olie kon gekry het. Dink net hoeveel armes ons met soveel geld kon gehelp het. Nou het ons niks nie. Maar Judas was 'n groter jakkals as dit. Hy was nie so vreeslik bekommerd oor die armes nie. Nee, hy was 'n regte dief. Hy het mos met Jesus hulle se geld gewerk en homself goed daaraan gehelp. Los haar, sê Jesus toe. Laat sy dit hou. Sy gaan dit weer nodig kry vir my begrafnis. Julle sal altyd weer 'n kans kry om die armes te help, want daar sal maar altyd arm mense wees. Maar met my is dit anders. Ek sal nie altyd by julle wees nie. As julle dan iets moois vir my wil doen, doen dit terwyl julle nog kan.
Die nuus dat Jesus in Betanië was, het soos 'n groot veldbrand versprei. Die Jode het dadelik afgesit soontoe. Dit was nie net omdat Jesus daar was nie. Hulle was ook baie nuuskierig om Lazarus ook te sien. Hulle wou sien hoe lyk iemand wat dood was, maar nou leef. Toe die leiers van die priesters dit hoor, het hulle besluit om Lazarus ook sommer uit die weg te ruim. Hulle het gesien hoe die Jode na Betanië toe gestroom het en Jesus begin volg het. Maria doen iets wat vir mense baie vreemd lyk. Sy vat die duur parfuum en sy gooi dit oor Jesus se voete uit. En daarna vat sy haar hare en baie sorgvuldig droog sy sy voete daarmee af. Dis 'n intieme, nederige, amper 'n buitensporige daad. Die Bybel sê dat die hele huis gevul is met die geur van die parfuum. Dit was met ander woorde nie net 'n privaat gebeurtenis nie, dit het die hele ruimte verander. Almal wat daar was, het dit geruik. Maar almal sien dit nie so nie. Judas kyk na dieselfde daad, maar hy interpreteer dit anders. Hy sien dit net as vermorsing. Hy sien die geld as dit wat kon gebruik word vir iets anders, vir 'n ander rede. Judas kyk na die daad van liefde, maar hy kyk berekend daarna, deur sy eie berekeninge. As ons eerlik is met onsself, leef ons baie keer meer soos wat Judas gedoen het, as wat Maria gedoen het. Ons gee genoeg, net genoeg om gemaklik te voel. Maria wys vir ons dat ware aanbidding heeltemal anders lyk. Dis nie altyd logies nie. Dis nie altyd netjies nie. Dit pas nie altyd in ons berekeninge in nie. Ware aanbidding is soms oordrewe. Dit kos iets. Dit raak alles wat ons het. Maria tree uit liefde op. Sy doen wat sy kan, met dit wat sy het, in daardie oomblik. Sy verstaan nie wat gaan gebeur nie. Sy weet nie hoe die pad vorentoe gaan lyk nie, maar sy het nou hierdie flesie olie. Dis wat sy het. Dis waarskynlik haar heel kosbaarste besitting. En sy het die diepe behoefte om dit wat sy het, die alles wat sy het, vir Jesus te gee. En sy hou nie terug nie. Jesus sê later dat Maria hom gesalf het vir sy begrafnis. Sy het dit nie geweet nie. Sy het nie geweet wat sou gebeur nie. Maar Jesus gebruik dit wat sy het, dit wat sy kon doen, as deel van sy groter prentjie, as deel van sy groter verhaal. God gebruik ons met ons beperkte vermoë. Of dit nou iets is wat ons het, iets wat ons kan doen, hy gebruik dit as deel van sy verhaal. En wanneer ons met opregte liefde werk en gee, het dit dikwels 'n baie groter betekenis en impak as wat ons self kan besef. Kom ons kom bietjie nader vandag, bietjie meer persoonlik. Wat is my en jou duur parfuum? Dalk in die oë van Judas. Wat is dit wat ek nie in volle oorgawe vir Jesus kan gee nie? Is dit dalk my tyd? Here, ek kan 'n bietjie gee. Is dit dalk my geld? Is dit dalk my trots? Dalk is dit my gesondheid. Dalk is dit beheer oor my eie lewe. Here, ek kan U toelaat, ek kan U vertrou met 'n bietjie. Here, mag gee net vir my bietjie terug wat ek self kan beheer. Ware aanbidding begin wanneer ek ophou om terug te hou. Daar's nog iets belangriks oor hierdie verhaal. Ons lees die geur het die hele huis gevul. Wanneer iemand werklik 'n pad saam met Jesus stap, dan raak dit nie net hulle eie lewe aan nie. Dit raak elkeen met wie hulle in aanraking kom ook aan. Jou lewe gee 'n geur af.
Jy dra 'n geur met jou saam. Die vraag is eenvoudig. Ruik die mense iets van Jesus as hulle naby aan jou is? In hierdie week stap ons bietjie deur Johannes en ons staan by 'n paar gebeurtenisse stil totdat ons uiteindelik Vrydag by die kruisigingsverhaal uitkom en deurstil Saterdag in die graf, dink aan Jesus wat aan die graf is, tot waar ons Sondag met lewe en met oorvloed en nuwe lewe, die lewe vier. Maar ek wil jou tog uitdaag om nie in hierdie week te vinnig by die stikkend en die seer verby te hardloop nie. Kom ons raak intens bewus van die lydingspad, van die pad wat die Here Jesus vir jou en vir my moes stap, voordat ons die fees vier van nuwe lewe, van ewige lewe. Kom ons dink bietjie wat die koste was, wat die Here betaal het vir my en vir jou. En dan vra ons vir onsself die vraag, is my aanbidding eg? Is dit eerlik? Is dit 'n oorgawe? Of is dit dalk net wat ek bereid is om te gee? Kom ons bid vandag oor 'n paar goed saam. En ek gaan hierdie op die skyfie sit, sodat jy in jou eie tyd ook daarby kan stil staan. Here, wys my waar ek nog terughou in my liefde vir U. Here, leer my om U te eer met my hele lewe en nie net met my woorde nie. Here, breek my trots en my behoefte om alles te beheer af. Here, laat my lewe soos 'n geur wees wat U naam verheerlik. Here, help my om U raak te sien, soos wat Maria U gesien het.